Hallo vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here. Baie dankie dat ek weer saam met julle om God se woord kan kuier. Soos my vorige boodskap wat julle na geluister het ek gepraat oor God se seën. Hoekom ons ook geregtig is op God se seën. En ja, die Here sal julle seën en julle beskerm volgens sy woord in Numeri 6 vers 24. Dankie dat ek weer eens met julle kan deel van Vader se seën. Soos ek gelees het voorheen op die vorige boodskap, wil ek graag net daarby aanlas nou. Ons het gelees van Jesus se seëning wat hy oor ons almal uitgespreek het, daar in Matteus 5. Ek wil dit vir ons 'n bietjie opbreek vandag. Ek weet nou nie wanneer julle luister nie, maar nietemin, ek glo dit sal op 'n kosbare ore val en op 'n hart wat smag om in God se seën te kan loop en om dit net 'n bietjie beter te kan verstaan. Soos ek vir ons gelees het, die eerste vers is: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ja, vriende, dis ons kan kies. As ons die koninkryk van die hemel wil beerwe, moet ons weet hoe afhanklik ons van God is. Amper logies. Wat beteken dit? Ons kan op geen ander manier in die hemel kom as ons nie afhanklik van God is nie. Ook daarin bygesê is ons weet teen die tyd ook nou al dat dit alles God se seën is. Sy seën om vir ons die ewige lewe te gee. En ons kom daarby uit deur Jesus Christus aan te neem as ons verlosser, ons sondes by hom te gaan los en te bely en toelaat sy bloed ons skoon was en dat die Heilige Gees in ons kom werk en kom woon. Matteus 7 sê, nie almal wat vir my sê Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe, want hulle is die wat nie weet hoe afhanklik hulle van God is nie. Ons kan nie ons eie redding bewerkstellig nie. Ons moet besef, ons is totaal en al van God afhanklik. Dis die eerste stuk seën, die grootste seën wat enige een op aarde kan kry, is die ewige lewe. Soos ek nou gesê het, hoe ons dit kry, deur ons Here Jesus aan te neem en afhanklikheid van God, dan kry jy hierdie stuk seën verseker. Soos in vers 2 gelees het, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie een klink nogal teenstrydig, maar dit is 'n belofte. As jy treur, sal God sy arms om jou sit. Dit sê nie dat niks sal gebeur wat jou laat treur nie. Slegte dinge gebeur met almal, moeilike tye kom, maar die seën van God en sy vertroosting is ook daar. Daar kan ons hartseer na God toe bring, enige tyd, onder alle omstandighede. En daar is die tweede stukkie seën wat God ons bied as vertroosting. In vers 3 lei, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Wel, hoe wonderlik is dit nie om sagmoedig te wees nie. Maar ek dink wat baie van ons opkom is, wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is 'n lewenswyse van toegee, liefdevolheid. En hier kom saligheid weer te sprake. Sal die nuwe aarde ontvang. Lyk my daar is nie plek in die hemel vir omstandighede, bakleierery, moeilikheidmakers en al daardie dinge wat ons hier op aarde beleef nie. Opstokers. Vers 4 het so mooi gelees, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Reg en geregtigheid. Sien vriende, God se seën rus dus op die wat die reguit pad loop. Nie besig is met bedrog en onderduimsigheid
en al daardie lelik van die wêreld nie, skinder, en al daardie dinge wat Paulus vir ons so mooi gesê het. Ek haal vir ons aan in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoerderes of afgodsdienaars of egbreekers of wellustiges of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. So ja, dit is, ek dink, net vir die wat binne in die raamwerk van God bly, God se wet bly. Want dit is goed, dit leer ons die regte pad, om in Jesus se voetspore te bly, is om te honger en te dors na wat reg is, om hierdie onderskeidingsvermoë aan die kweek, wat naderhand so fyn op ons gewete en verstand inwerk, dat ons presies weet wat reg en wat verkeerd is. Geseënd is jy, want jy sal versadig word. Nou kom die vraag, versadig word, met wat? Met God se geregtigheid, met sy insig, met sy kennis, van wat reg en verkeerd is. So vriende, daar kan ons in die Bybel lees, van hoeveel seën is daar, vir ons wat op die regte pad loop. Dit is sommer in elk geval so, Jesus het baie mooi daardie pad gewys, en geloop, met die oog gefestig op Jesus, kan ons daardie stukkie seën verkry. En die beste van alles is verniet. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat jy saai, sal jy maai. What comes around, goes around. Ek dink ons almal is bekend met daai spreekwoord. Barmhartigheid, wat 'n wonderlike gebaar. Watter seën om dit te kan bewys. Maar soms so moeilik om dit te doen. Gou so 'n bietjie prakties. Ek sê nie jy moet vir almal op die straat ook geld gee nie, of vir almal wat jou vra nie. Maar jy weet mos, soms voel jy moes eintlik. 'n paar rand vir iemand in nood kan soms 'n seën wees. En voel, hoeveel geld presies is nou in jou beursie? Gaan jy soms regtig R5 mis, of 'n R10 of 'n R20, of vir iemand spesifieks? Ek dink ons kan tog almal die uitdrukking op die mense se gesigte sien, wie dit regtig nodig het. Wie presies of spesifiek? Vriende, dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan ook oor jou broodjies wat jy dalk saam met jou rondkry. Kan jy regtig sonder dit vandag? Of moet jy alles opeet? Daar is so baie dinge wat ons net kan uitgee en ek kan deel. Soms barmhartigheid is 'n bietjie persoonlike kontak vir iemand wat alleen is. Dit gaan nie altyd net oor geld of kos nie. Gaan sit 'n bietjie by iemand, gesels met iemand. Dalk so 'n bietjie genade vir jou huisbediende of vir die mense wat saam met jou werk. As die taxi alweer laat is, ons moet net onthou, sy bestuur nie, of hulle bestuur nie daardie taxi nie. Hulle is ook maar net soos amper soos 'n gevangene binne in dit. En dit is waar barmhartigheid kom. Barmhartigheid. Die seën, dit sal terugkom na jou toe. Dalk dubbel of dwars. Al gewonder of jy nie dalk ook jou werk kan verloor nie. Dalk sal jy eendag trots moet sluk en iemand anders se barmhartigheid aanvaar. Geseënd is jy as jy barmhartig is. Geseënd. En ja, vriende, daar is net 'n paar voorbeelde. Ek dink ons kan ook verder maar deurwerk met al die ander. Geseënd is die wat vervolg word vir die Here Jesus, om die ewigheid saam met hom in te gaan. Geseënd is ons. Al die seëninge kom van ons Here Jesus af. So julle sien, vriende, ons elkeen kan God se seën ontvang. Jy sien, vriende, in God se woord in 2 Korintiërs 9 vers 8 staan ook so mooi, om nooit op God te vertrou en in sy woord te glo. En God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte
volkome kan hê en in oorvloed kan wees tot elke goeie werk. Ons Vader sal verseker vir ons sorg. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie vir die seën wat U Here Jesus aan ons elkeen toevertrou en elkeen gee. Dankie dat ons geseëndes is in U naam. Dankie Here dat U is wie U sê is. Dit is ons Skepper, ons Vader wat ons seën. Ons loof en prys U. In God se naam wat ek ken, is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, wat 'n voorreg om die seën oor julle te mag uitspreek. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.